Bless the Lord. Lovely om saam met jou te wees. As jy dit nog nie weet nie, ek is 'n hondemens. Meer spesifiek, ek is 'n Yorkie daddy. Daar gebeur iets in jou lewe as jy 'n Yorkie baba het. Sommige honde is hulle naam en hulle persoonlikheid is half 'n paradoks. Dis so 'n contradiction. Want ek is seker jy het ook al 'n Doberman Pinscher gesien wat sy naam Wagter is. Weet jy waarvoor wag jy nie, maar sy naam is Wagter. Ons is baie kreatief met spesifiek honde se name. Die wat bevoorreg was om die oorlede Trompie Roos te ken, sal weet dat sy hele houding was 'n trompie gewees. Hy was 'n regte klein boksembende, red-legged rakker gewees. Hy het so 'n stukkie houding in hom gehad, Tilla. Dan sal ek by die deur staan om roep, Mersha. En ek het gelag, Monique sê, vat jy ook net een spoed. Trompie sy gesig sal sê, ek het jou gehoor, maar daai stappie is net soos, who let the dogs out? Nee, daai een tempo. Of jy nou haastig is of nie, hy gaan dieselfde pace loop. Tinkerbell sal jy nou dink, Verushka, is 'n airy-fairy ene. Maar sy is 'n regte tomboy. Sy is 'n regte tomboy. Sy's 'n wille rakker, sy speel bal soos geen hond wat ek nog ooit gehad het nie. En ek is seker, as ek nou praat oor dierekinders, dan is daar 'n klomp. Mersha se boetie Dian het nadat ek een sonnagoggend fisiek gebid het, hulle met olie gesalf het hy huis toe gegaan, sy siek hond gesalf en daai hond het daarna nog 19 jaar, amper 19 jaar gelewe. Gustav, hoekom praat? Want dis sulke goed wat vir ons belangrik is. Dis belangrik vir ons. Oom Willem se baba pas die parkeerterrein op terwyl ons hier binne saam is. Nou kan jy beloof, niks of niemand gaan naby sy bakkie kom nie. Ek weet nog nie wie like ek meer hom of vir haar nie. Sy is baie cute. Die week is ons by Alex en Monique vinnig. As ek die woord fudge sê, dan dink jy dadelik aan van daai soetgoed wat in die selofaan by Spar op die toonbank is, né? Fudge, as jy sy naam sê en jy buik so na hom toe, dan maak hy so. En hy's net so groot chihuahua. Ek het intussen geleer dat sy grom is erger as sy byt. Want ek vat hom sommer net so in die jersey, dan tel ek hom op en sê, ag nee, maar jy raas mos nou sommer net. Ja, love die goed. Daar was 'n ou wat se naam hond beteken. Sy nickname sê geskiedenis was tussen sy vriende hond gewees. En dit was nie omdat hy 'n slegte karakter was nie. Dit was omdat daar 'n spesifieke eienskap is wat almal raak gesien het en al hoe hulle hom kon beskryf in daai spesifieke eienskap is wat hy was loyaal soos wat hulle obviously nog net gesien het 'n hond is. Dit was ook per toeval net 'n ou sonder 'n snor. Hy het nie 'n snor gehad nie. Sy naam was Caleb. So die hond sonder 'n snor. Ja, dit was hy. Ek wil graag hê met saam met my gou blaai Numeri 14 vers 24 toe. Numbers 14 verse 24. Ons praat in hierdie reeks ons oor uitstaande Bybelfigure en dit was my request aan die span dat ons na hierdie ouens kyk, dat ons die waarde van hulle konteks, die waarde van hulle invloed, hulle persona
raak sien in hulle spesifieke historiese geskiedenis, maar dat ons ook kyk na parallelle tussen hulle en Jesus en dat ons dit ook toepaslik maak op my en op jou. So, ek lees vir jou gou uit Numeri 14, vers 24 in die NIV sê hierdie, "But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went into, and his descendants will inherit it." Nou, ek het al baie keer vanat Renay 'n klein dogtertjie is, het ek dit oor haar gesê en oor haar gebid, dat ek wil hê sy moet 'n dogter wees soos wat Caleb se dogter was. Haar naam was Aksa. En toe hulle die beloofde land intrek, en haar pa gee vir haar 'n stuk grond, toe sê sy, nee, maar hierdie is klipperige wêreld, ek soek grond wat ek wil bewerk. En sy gaan na haar pa toe en sê, I want this piece of land. So regte go-getter meisiekind. Ek gaan nie indiscreet wees nie. Daar's baie manne wat nie vandag hier is nie, en ek wil hulle nie uitsluit nie, maar ek wil 'n oomblik stil staan, en veral vir die manne vanmôre hier, verdra my as ek jou spesifiek mention. So ek gaan in no particular rank en order, wil ek net hierdie vir jou sê. In gemeentekonteks, nadat Johan en Renay onlangs Kaap toe is daar 3 manne, leiersfigure in die gemeente, en ek sê dit met geen motiewe nie, want ek was by baie begrafnisse die laaste jaar. En as daar een ding is wat ek haat, is dit laat ons dweep by 'n begrafnis. Ek besef ook, ons sê heeltemal te min vir die mense wat saak maak, terwyl hulle lewe, dat hulle saak maak. Kan iemand my net help preek en sê amen? As jy nie kan amen sien, dan moet jy bietjie by 'n paar begrafnisse kom. Waardeer jy die lewe en jy onthou weer, ons waardeer die lewe, ons waardeer mense, en ons onthou dat is net so, dan is jy gone. Alright. So, ek het dit al baie gesê, dat hulle dit self hoor, ek het dit al baie in hulle afwesigheid gesê, ons noem dit nie skinder nie, ek praat die waarheid oor hulle, van hulle, agter hulle rug, maar ek kan nie en wil nie bediening doen, sonder Gerrit Noetse, en Aubrey Kroukamp, en Jampie Jamnek nie. I just cannot, I will not. Significant manne in my lewe. En ek sê dit, omdat ek ook vir jou in die konteks van die woord iets wil demonstreer. Vir die manne wat nie hier is nie, ek sou jou graag wou mention. Maar kyk na Frik, en ek onthou toe ek hom die eerste keer gesien het, hy was net 'n jong seun, as ek reg onthou het ek die eerste keer wat ek hom gesien het, was sy hande bietjie olie onder die naels gehad. En ek het besef, hierdie man werk met sy hande, dis nie omdat hy nie seep het nie, hy werk met sy hande. En ek het van jou iets raak gesien, my oë het oopgegaan die dag toe ek hoor hoe jy jou eiendom gekoop het en afbetaal. En ek wil jou salute vanmôre. Dis beautiful. As iets in jou wat ander mense dalk miskyk, maar man, jy's 'n inspirasie. Korpie se faithfulness waarmee hy die Here dien, en die geloofsisteem waaruit hy kom, die feit dat hy die Here so mooi dien soos wat hy dien, is unbelievable. Dis vir my 'n inspirasie. Dien is een van daai stil, kalm ouens. Daai gesegde is nie die waarheid van dien nie. Ons sê mos altyd stille water onder. As ek na dien kyk, dan weet ek onderdraai Heilige Gees. En daar's diepte en daar's karakter. Hy het 'n storie om te vertel van God se goedheid, God se getrouheid. As jy sy storie hoor, dan gaan jy nie anders kan as om te sê, die Here het jou gehelp tot vanmôre toe nie dien, en ek salute jou. Ons eerste aanvanklike kontak met Alwyn, hulle was so sporadies geweest. Hy het verskriklik baie gewerk.
Ek onthou tot vandag toe, ons eerste keer by hulle aan huis in die woonstel in Primrose. En ek het, vandat ons ontmoet het, gesê, Here, help ons net om bietjie closer te kom. Help my net om bietjie nader aan hom te kom. Want ek sien karakter, ek sien potensiaal, ek sien iemand wat die Here liefhet en wat mense liefhet. En hierdie week, toe hy my bel, en ek sit die foon neer, vergewe my kanseltaat, toe huil ek snot en trane, want my broer sê, ek verlang na jou, ek mis jou, ons gaan hierdie week breakfast doen. Ek sien God se hand in jou lewe en ek waardeer jou. Ek bid God dat ander mense so bevoorreg sal is, ander manne om manne soos julle in jou spesifiek in hulle lewe te hê. Henk se faithfulness aan die koninkryk, as hy vir my 'n voice note stuur, dan hoor hierdie gesindheid. Ek glo dit gaan goed by jou. Dis hoe hy al sy voice notes begin. Ek glo dit gaan goed by jou. Lief vir die Here, lief vir mense, en na jare reconnect die Here ons, en ek besef dat hy had purpose in reconnecting us. Daar was purpose toe ons mekaar jare terug ontmoet het, maar dis asof ons in iets nuut in kon tap. Jesus, en ek is opgewonde oor wat die Here instoor het vir ons saam. As ek na Edward Diedriks kyk, en jy sien vanmôre hierdie man, en jy weet dat 'n klomp jare terug het hy net hier in die straat op, in 'n woonstelletjie gebly, toe sy lewe heeltemal anders was as wat dit vandag is. En as God nie toegedoen het wat hy gedoen het nie, sou hy nie vanmôre gewees het waar hy is nie. Want Edward Diedriks het 'n testimony. En goed wat 20 jaar terug nie saak gemaak het nie, en ander goed wat sy lewe absoluut beheer het, het Jesus hom van vrygemaak, en vanmôre kan, mag ek dit sê, online, vanmôre sit hier 'n recovered addict, wat 'n getuienis is, dat Jesus maak nog nuut. Ja! As jy geloomde swart 5 jaar terug ontmoet het, en jy hoor vanmôre die ou wat opgewonde hande klap, bly is oor Jesus, en man, hy soek net 'n gaping om amen te sê, of die Here te loof, dan sê jy's 'n inspirasie, brother, dis mooi hoe jy die Here dien. Ander ouens, as hulle vanmôre in die portaal was, en gehoor het hoe 'n Blackie vir my sê, môre passie, so hulle gedink het, dis dalk disrespectful, maar dis sy troetelnaam vir my. Passie, pastoor. Ek dink hy profeteer oor my elke keer iets, as hy my noem passie. Dis asof hy vir my sê, maintain that passion. Of hy bid, profeteer, sê oor my, keep the passion burning. Ek waardeer jou en Blackie. Hy dien die Here langer as wat ek oud is. I salute you. Is dit nie mooi nie? Michael Roots lê in die hospitaal. Dis asof die hemelse weerlig my tref, en ek waag het om te sê, vir 'n gesinnetjie, terwyl hulle hier sit en wonder, gaan ons pa dit maak deur COVID. Sê die Here daai oggend, en ek het baie keer daarna sê, o Here, ek hoop ek het reg gehoor. Die Here sê, julle gesin se beste lê nog voor. Kyk hierso. Kyk hoe lyk die beste. Sit saam, dien saam die Here. Ek het almal van hulle gedoop. En waar was die sleutel? 'n Pa wat 'n ontmoeting met God het terwyl hy in 'n koma is, en die Here herstel hom, en die Here rig hom op, en die Here gee vir hom invloed waar hy beweeg. Dis fenomenaal waar die Here hierdie week sy testimony in 'n internasionale setting gebruik het. En ouens wat dit wil hoor of nie wil hoor nie, hoor dat Michael Roots se lewe is 'n wonderwerk. Ek is trots op jou. Yes! En Willem, iemand sê eendag, onlangs vandat hy begin kerk toe kom, het sê iemand vir my, en Willem, moet jy daar by die deur sit. Dis een van daai groete wat jy laat welkom voel by gemeente. Net lief vir mense. As God guns wil bewys aan 'n man, weet jy wat doen hy? Hy gee vir hom 4 seuns. Daar sit die ander een.
Hy het nie veel van 'n sê gehad nie, ek het hom net myne gemaak. Nie by bloed nie, by gees. Want die gesegde is, bloed is dikker as water, maar gees is dikker as bloed. So by spirit, we are even as connected as my natural sons. Sien, ons het 'n natuurlike connection, maar ons het ook 'n geestelike connection. Vir Andrei ken ons van twee skraal mannetjie met, ek dink is omdat hy so skraal was, dat sy ore toe groter gelyk het as wat hulle regtig is. Hy is nou 'n bulseun. Hy is mooi in proportion. Hy is groter as ek, so prys God, ek kry Calvin Klein hemde persent. Hy werk in die gym sodat ek sy, maar twee bloedseuns, een seun by marriage en een seun by the spirit. Ek sê vir jou hierdie belangrike ding, omdat vanmôre se karakter, die hond, Caleb, se deurbraak was, wie is deel van jou lewe? Ek weet ek is aanlyn, en ek gaan dalk oor my normale tyd bedien, maar ek gaan nie gedikteer word deur 'n oorlosie nie, as jy my 'n oomblik sal gee. Daar's iets significant wat ek glo die Here vanmôre in my en jou hart moet doen. Daar's ook prominente figure wat in my lewe 'n verskil gemaak het. Baie van hulle oorlede, ek gaan hulle nie noem nie. Daar's in my geestelike lewe twee baie significant manne wat in die laaste 20 jaar 'n verskil gemaak het, impak gehad het, bydrae gegee het. Die eerste een is Dr. Nico Landman, die tweede een is Pastor Patrick Jans van Rensburg. As dit nie vir daai twee mense was nie, daai twee manne, het Gustav Roos 25 jaar terug reeds vir die bediening totsiens gesê. Maar God het hulle strategies, intentioneel deel gemaak van my lewe in 'n spesifieke seisoen, waar ek vir my vrou gesê het, as dit is hoe ek vir God moet werk, dan is ek obviously not called. I will not work for God like this. And they intervened by God's grace, en ek moet hulle honor vanmôre. Daar's 'n ander recent figuur, ek gaan diskreet wees en nie sy naam aanlyn noem nie. Die werk wat God in sy lewe gedoen het in ons vriendskap was so significant, dat ek het lanklaas die krag van die woord so in 'n man se lewe sien effek neem. Ek het hom na die Here toe gelei, ek het hom 'n paar ure crashkurs gegee oor die koninkryk, en hy's 'n ander mens. Die ander figuur is my by bloed oom, by gees pa, by choice friend, Dr. Johan Landman. En ek sê hierdie goed, want 'n Joshua het altyd 'n Caleb nodig, en 'n Caleb het altyd 'n Joshua nodig. Daar's 'n rede hoekom statisties dit 'n feit is, dat die grootste rede hoekom mans in die wêreld vandag selfmoord pleeg, is nie omdat hulle aan depressie ly nie, en is nie omdat hulle bipolêr is nie. Daar's twee redes. Nommer 1, hulle het hoop verloor vir die toekoms. Nommer 2, hulle het nie sterk persone, mense, invloedryke figure langs hulle nie. Joshua, sê die woord, het verspieders uitgestuur, een van hulle was Caleb. Caleb kyk na die beloofde land, hy kom terug tussen die ander verspieders, en hy sê, hierdie is die land wat God aan ons beloof het. Dit was saam met Joshua, toe Joshua as korporaaltjie was, net onder Moses se leierskap. Later stuur Joshua weer spioene uit,
En Caleb was onder andere weer deel van daai bende en weer teruggekom en gesê, this is the land that God has given us. Van die 600,000 Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het, was daar net 2 wat die beloofde land ingetrek het. So daar was aanwas oor 40 jaar, maar almal wat uit die slawehuis uitgekom het, 600,000 mans en vrouens, kinders, is 'n ballpark figure van so 400,000, maar almal van hulle het dood gegaan in die woestyn. Net Joshua en Caleb kry God se beloftes. Ek gaan nou sommer baie ene net sê soos ek dit moet sê. Die kans dat jy God se beloftes oor jou lewe in besit neem, as jy 'n lone ranger is soveel. You will die in the desert. Ek gaan 'n oomblik vir iemand wat dalk na hierdie opname luister dit sê, if you've been a lone ranger up until today, you better get back with the pack. You better get back with the pack. Die Amalekiete se oorlogstrategie was hierdie gewees. Hulle sal vir die ouens wat siek en moeg is, wat agter geraak het, die Amalekiete het hulle uit die laar uitgehaal. En dan trek die Israeliete, en die Amalekiete se aanvalstaktiek was, kom ons maak net die groep kleiner, ons maak hulle minder weerbaar. En as jy moeg en siek was, die Amalekiete jou uitgehaal. Ek sien daai parallel vandag in die koninkryk. Daar's manne wat ek vir jare disipel het. Dan sien ek karakter, ek sien 'n ander gees in hulle. Ek sit in hulle sitkamer, dan teach hulle die goed wat ek hulle geleer het, vir ander mense. En dan besef ek, God se hand is op hierdie ou. Weet jy waar sit van daai manne vandag? Jy weet nie? Weet jy wat? Ek ook nie. Christoph, is jy ernstig? Ja. Daar's mense wat ek disipel het in die laaste 20 jaar, wat ek na hulle kyk, ek sien hulle gees, ek sien hulle gesindheid. En ek het vir 9 uit 10 van hulle dit gesê, God has a very specific purpose for you. En dan align ek met God se plan op hulle lewe. En dan journey ek saam met hulle. And somewhere along the line, the wheels come off. And destiny is lost. Wat bid jy dan, Gustav? Ek bid net dat die Here hulle sal help. Ek bid net dat die Here hulle sal help. Die woord sê dat Caleb het 'n ander gees gehad, and he followed the Lord wholeheartedly. Different spirit. Hy het 'n keuse gehad om te obey of te disobey. Hy het 'n keuse gehad om in geloof of in ongeloof te funksioneer. Hy was omring deur duisende wat gesê het, nee, ons gaan nie daartoe nie. En hy hou aan om te sê, God has showed me the promised land, I'm going to go for it. Kan ek dit vir jou sê, moet ek dit uitspel? Jy gaan omring word, of in jou werkplek, of in die samelewing, deur duisende wat sal sê, ag, is nie die moeite werd om die Here te dien nie. Ag, is nie die moeite werd om, en 1000 verskoninkies. Kan jy vanmôre in hierdie plek sit en vanmôre net sê, al is dit dan net ek en 'n Caleb, of ek en 'n Joshua, but I'm going to pursue the things that God has in store for me. Dan moet iemand in jou lewe wees, na wie jy kan kyk en kan sê, ons is 'n mean team saam. Ons is 'n mean team saam. Ek kyk na die band en dan sien ek hoe niemand ge-elevate of gediscredit nie. Ek sien hoe Melandi en Divan mekaar opcharge. As hy op die gitaar is en Divan is op die drum, en dan hulle is soos petrol en vuur saam. In 'n goeie manier, jy weet, anders sal die dromme dalk vlamme opkry, maar so in a good way, they're like petrol and fire. Vanmôre kyk ek na die audience en ek dog, daai 3 sit vanmôre heeltemal, of daai 2 sit naby mekaar, en dan dink ek, as daai derde een bykom, is daar moeilikheid. Kan ek julle sê wie? Dis individue, wat ek wonder nie, ek weet, voordat hulle Sondagoggend kerk toe kom, het hulle lankal met die Here gepraat. In fact, hulle praat permanent met die Here. Hulle is connected. Hulle dra iets saam met hulle en geen diskrediet teenoor enige ander persoon nie. Toe ek vanmôre sien, daar sit Salome en Hildy by mekaar, toe dink ek, daar is 'n gevaarlike kombinasie. Hoekom? Want hulle gaan mekaar,
Hulle is vol van die Heilige Gees, lief vir die Here, lief vir worship. Nou dink ek by myself, prys die Here, Lascelles se daar. Want as Lascelles en Hildy en Salome skool saam sit, jene. Christus was tussen duisende wat ontrou was, het hy ook 'n ander gees. En hy sê, dit maak nie saak wat hierdie klomp sê of dink nie, I'm gonna fulfill my Father's will. Onthou jy, hy bid en die disippels vra oor, wat is die wil van God? Hy sê, dit is my voedsel om die wil van my Vader te doen. Soos Caleb, het hy ook 'n houding gehad van, vergeet van al hierdie godsdienstiges, I'm just gonna do what I was called to do. Jesus is committed aan heelhartige gehoorsaamheid, net soos Caleb. Onthou jy die woord sê, Numeri, he followed the Lord wholeheartedly. Dr. Nico het eendag gepreek oor, ek kan nie 'n spesifieke skrifverwysing onthou nie, hy sê, my seun, gee my jou hart. Ons is in 'n kritiese tyd in die wêreld. Kan ek jou sê, wie gaan in oorwinning lewe en wie nie? Those who serve God wholeheartedly. Fantastiese lewe, fantastiese toekoms. Those who don't serve God wholeheartedly, moeilikheid. Sê maar vir jou vriende, ek sê so. Caleb, saam met Joshua, word verwerp deur die mense. Kan jy dink, die verspieders kom, hulle oortuigingskrag is soveel, hulle invloed in die laar is soveel, dat 600,008 mense sit vir Caleb en Joshua daai kant en sê, julle is mos daai optimistiese twee. Ons wil nie laat daai gogga van julle op ons klim nie. Bly julle net, los ons met ons negativiteit en ongeloof en twyfel. Los ons hier, ons wil asseblief nie daai virus van julle hê nie. Gee my net 'n masker. Because we don't want to contract what you have. Rejected by people, they bring the minority report. Ek vang myself gereeld, dat ek ook moan oor die potholes in die straatligte, Annie, wie van julle se lys is so lank? En dan voel dit ook maar, hemel, jy's in die minderheid as jy sê, ja, die Here gaan ons help, man. Maar die Here gaan ons help. Dat is ook 'n minority report. Ek is seker, toe Joshua en Caleb vir die volk sê, die Here gaan ons help, is daar net so min wat amen, nee, inteendeel, niemand anders het amen gesê nie. Hulle twee het na mekaar gekyk, Joshua het vir Caleb gesê, die Here gaan ons help, en dan sê Caleb, ja, die Here gaan ons help, en dan sê Joshua, die Here, dan sê, ek dink hulle het maar met mekaar gepraat, en net bly by daai ding waar hulle sê, die Here gaan ons help, man. Partykeer wil ek ook net vir die wêreld sê, soos Becky Kelly vir, nee, Partykeer moet ons vir die duiwel sê, shut up, man. Hoekom? Want ek het hier in my hart is daar 'n Caleb gesindheid. Die woord sê, he had a different spirit. Can I tell you which spirit he had within him? Not the spirit of negativity, not the spirit of anxiety, not the spirit of fear. He had the spirit of God within him. And the spirit of God unleashed in him something about the destiny that God had in store for them. Besef jy dat as daar nie 'n Joshua en 'n Caleb was wat gesê het, let's go for it, en 'n volk het wat in die beloofde land gesettel het nie, dan was daar nie 'n Messias gebore nie. Twee manne, sleutelfigure, in God se meesterplan, en uiteindelik kom al daai goed by mekaar. Jesaja profeteer dat hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en die twee sleutelfigure sê vir mekaar, die Here gaan ons help, en die ander een sê, die Here gaan ons help, en Caleb sê vir Joshua, die Here gaan ons help, en Joshua sê vir Caleb, die Here gaan ons help.
Ek soek ook iemand wat vir my sal sê, die Here gaan ons help. Ek dink jy soek ook iemand wat vir jou sal sê, die Here gaan ons help. Daar's te min mense wat iemand het, wat vir hulle sê, die Here gaan ons help. En daar's te min mense, wat vir iemand anders sê, die Here gaan ons help. Mag goeie nuus 'n plek wees, waar ons in die eerste plek vir mekaar sê, die Here gaan ons help. En kan ons asseblief tog net, as ons by daai hek uitdraai, en ons met ander mense connect, kan ons asseblief tog ook net vir hulle sê, die Here gaan ons help, Caleb. Now you see me? Now you don't. Sal iemand nou lag as ek sê, it's a kind of magic. Kyk of ek nou kan ek lees. Psalm 84 vers 11 sê, He withholds no good thing from those who walk with him. He withholds no good thing from those who walk with him. Weet jy wat moes ek leer? Hierdie is een van die hartseer lesse van die lewe. Daar is toe nou nie altyd 'n Joshua en 'n Caleb wat vir mekaar sê, die Here gaan ons help nie. Wat partykeer, soos in Caleb se geval, toe hy 80 jaar oud is, toe sê Joshua vir hom, daai bergwêreld waar die Amalekiete is, dis joune. Net om vir jou perspektief te gee, die Amalekiete was die mees gewelddadige nasie in die geskiedenis van die mensdom. Ek gaan nie vir jou al daai goed sê wat hulle gedoen, maar hulle was die mees gewelddadige nasie in die geskiedenis van die mensdom. Vergeet van Nero, vergeet van wie ook al. Jy weet, na Hitler was die Jode tot bang vir 'n Sondag gewees. Maar ek moes hierdie leer, daar is ongelukkig nie altyd 'n Joshua of 'n Caleb nie. Soms is jy ook by daai plek waar niemand anders vir jou kan sê, die Here gaan ons help nie, behalwe die Here homself. Want toe Caleb die bergland moet inneem waar die Amalekiete is, dis waar hulle vestingstad was daar nie 'n Caleb tipe saam met hom gewees nie. Al wie saam met hom was 'n klomp wat gesien het hoe hy God volg. Al wat saam met hom was 'n klomp van sy stam, wat gesien het, hierdie ou het 'n belofte van God en hy gaan dit net pursue. Ek is seker, daar was nie 'n sterk figuur genoeg om hom aan te moedig nie. Caleb moes self hoor, terwyl hy daai bergwêreld vat, dat God sê, ek gaan jou help. Dis fantasties, Joshua, as jy 'n Caleb het wat vir jou sê, die Here gaan ons help. En Joshua, dis fantasties as jy 'n Caleb het wat sê, die Here gaan ons help. Beloved, ongelukkig gaan jy moet leer, dat as daar nie 'n Joshua of 'n Caleb saam met jou is nie, dan moet jy God se hart kan hoor, terwyl hy vir jou sê, ek gaan jou help. Ek gaan jou help. 2 Korintiërs 9, laaste skrifverwysing. 2 Korintiërs 9,
Hoorie, wat sê die woord? Waar is hy nou? Savannah. Ag, ons gaan nou. Ek sal dit nie aanlyn doen nie. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Hoekom nie? Beloftes. Weet jy wat dit Caleb en Joshua onderskei? Hulle het vasgehou aan God se belofte. Nou wonder ek, sal jy vanmôre net na hierdie woord vat, kyk en vat en jou eie maak en sê, Here, u woord sê oor Michael Roots, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, all grace, all things, all times, so that in all times, having all that you need. Wie van julle sal altyd alles op alle tye wat jy nodig het wil hê? Man, dis nou net daar waar die vlees jou kan heeltemal saai trek, want nou begin jy drome en planne maak en gesigte sien wat nie God se plan is nie. Saai trek. Kan ons vanmôre net sy woord vat? En sê, Here, u beloftes oor my is ja. Ek onthou 'n Sondag aand, ons praat amper van 15 maande terug Alwyn. Want ons daai Sondag aan daai prophetic encounter gehad het. Alwyn het Rabenabat hierso gesit. Toe hy 'n woord kry oor 'n rooi karretjie. 'n Rooi kar. En ons het daai goed begin pursue en deurgebid en deurgesels. En jy hoef nie my te vra nie, vra vir hom. Partykeer is daai kar ongemaklik, hy doen onvoorspelbare goed. Maar daai rooi kar loop. En die Here het iets heeltemal anders gedoen as wat hy mee besig was op die stadium. Unlock die Here iets divine. En vanmôre sien hy die ontvouing daarvan. Ek wil nou waag om te sê, we ain't seen nothing yet. We ain't seen nothing yet. Joshua het 'n Caleb nodig. Caleb het 'n Joshua nodig. Who's your 6? Who's your 6? Waarvan praat jy, Gustav? Wie is die 6 wat jou kus gaan dra? So nie presumptuous nie, as jy dalk hier sit vanmôre en jy dink jy gaan vir ewig lewe, in die ewigheid, ja. Kans is baie goed dat, soos jy een of ander tyd jou expiry datum gaan slaan. Ek sê dit met groot liefde en met soveel humor as wat ek dit moontlik kan sê. I don't want to sugarcoat it. My, nee, ek sal nie sê wie nie. Iemand sê vir my eendag, hy verstaan nie van die ou mense nie. Hulle almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan nie. Hallo, you need to die to go to heaven. Or you gotta live till Jesus comes. Dankie dat jy ingeskakel het. Kry vir jou 'n Joshua, kry vir jou 'n Caleb. Daar's ergens iemand saam met wie jy 'n mean team moet wees, kan wees. And you can see the purposes and plans of God unfold in your life.